20 September, medewerkers van God in die buurt. Ons word geseën as ons ander help. Die siel wat seën, word versadig, en hy wat laaf, word self ook gelaaf. Spreuke 11 vers 25. Vir baie is die lewe 'n pynlike stryd. Hulle is bewus van hul tekortkome en voel ellendig en ongelowig. Hulle dink hulle het niks om voor dankbaar te wees nie. Vriendelike woorde, 'n simpatieke blik, woorde van waardering sal vir baie eensame en sukkelendes soos 'n beker koue water vir 'n dorstige siel wees. 'n Simpatieke woord, 'n liefdedaad sal laste wat swaar op moe skouers druk ligter maak. En elke onselfsugtige, vriendelike woord of daad is 'n uitdrukking van liefde van Christus vir die verlore mensdom. Aan die barmhartiges sal barmhartigheid bewys word. Die siel wat seën word versadig, en hy wat laaf word self ook laaf. Daar is soete vrede vir die medelydende gees en 'n salige genoeglikheid in 'n lewe van selfopofferende diens vir die welsyn van ander. Die Heilige Gees wat in die siel woon en in die lewe geopenbaar word, sal harde harte week maak en meegevoel en tederheid opwek. U sal maai wat u saai. Die tyd sal kom, wanneer die aarde sal waggel en heen en weer sal swaai soos 'n naghut. Maar die gedagtes, die bedoelinge en dade van Gods werkers, alhoewel tans onsigbaar, sal op daardie groot dag van uiteindelike vergelding en beloning duidelik word. Dinge wat tans vergete is, sal dan as getuies tevoorskyn kom, of om goed te keer, of om te veroordeel. Liefde, hoflikheid, selfopoffering, hierdie dinge raak nooit verlore nie. Wanneer God se uitverkorenes van sterflikheid na onsterflikheid verander word, sal hulle woorde en dade geopenbaar word, en dit sal deur die ewige eeu heen bewaar word. Geen onbaatsigtige daad, hoe gering ook al, is ooit verlore nie. Deur die verdienste van Christus se toegerekende geregtigheid word die lieflike geur van sulke woorde vir ewig bewaar.